Ons skriflesing vanoggend is Romeine 10 vanaf vers 13 tot 21. Ons gaan aan met die reeks oor die Romeine boek. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons aanbid U as die lewende God. Dankie vir die onbeskryflike voorreg dat ons as die kinders na U toe kan kom en as 'n gemeente kan saamkom op hierdie pragtige dag, om voor U stil te word, om te hoor wat U deur U woord vir ons wil sê, Here. Ja, Here, ons vra dat U ons harte sal bekleë met nederigheid en ontvanklikheid, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Want ons weet, Here, wanneer ons in hoogmoed voor U staan, dan maak dit ons harte hard. Dan kan ons nie hoor wat U sê nie. Wees U vir ons genadig. Praat met ons deur U woord. Bid dat die Gees van God ons harte sag sal maak en ontvanklik sal maak vir U woord. Ja, Here, praat U met ons. Spreek tot ons en verheerlik U self. Ons aanbid U as die lewende, die almagtige, die alomteenwoordige God. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek lees vir ons saam vanaf vers 13. Ons het eintlik gestop by vers 13 die vorige keer wat ons uit Romeine gepreek het, maar ek lees vanaf vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan: hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers: Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Die geloof kom dus uit die aanhoor en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Ek vra egter, het hulle dit dan nie gehoor nie? Inderdaad, want oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot by die uithoeke van die bewoonde wêreld. Ek vra weer, het Israel dit dan nie verstaan nie? Eers sê Moses: ek gaan julle jaloers maak op mense wat geen volk is nie. Oor 'n onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. En Jesaja gaan self so ver om te sê: ek is gevind deur diegene wat nie na my gesoek het nie. Ek het verskyn aan diegene wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy: die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na 'n ongehoorsame en 'n opstandige volk. Ons lees tot sover. Mag die Here ook seën die verkondiging van sy. Ons tema vanoggend is: maak dit jou opgewonde om mense van Jesus Christus te vertel. Maak dit jou opgewonde om mense van Jesus Christus te vertel. Geliefdes, om vir ander mense van die Here Jesus te vertel, om Jesus te verkondig, is die grootste verantwoordelikheid en voorreg en vreugde van enige kind van God. Want net Jesus kan verlos. Jy verlos jouself nie. Hy red, hy verlos. En verlore sondaars moet dit hoor, net Jesus kan hulle red van God se oordeel wat kom. Johannes die Doper het in Elisabeth se baarmoeder opgespring van vreugde toe Maria vertel sy is swanger met die seun van God. Want hy was vervul gewees met die gees van God reeds in die baarmoeder. Maak Jesus die opgewonde. Maak die boodskap oor Jesus die opgewonde. Paulus haal Jesaja se profesie in Jesaja 52 aan: hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Die konteks hier is 'n boodskapper wat aangehardloop kom oor die berge met die goeie nuus dat God se uitkoms daar is. Nou Jesaja se profesie verwys hier na Babylon wat verslaan is deur Kores die Pers in 539 voor Christus en dat die volk se terugkeer uit ballingskap op die punt staan om aan te breek.
Dis die goeie nuus waar vandag gepraat word. Hoeveel te meer blydskap oor die goeie nuus van die Here Jesus, wat die sonde, die dood en die Satan oorwin het. Verlossing het aangebreek vir die wat glo. Jesus alleen kan red as jy glo. En daarom worstel Paulus in sy Romeinebrief in hoofstukke 9, 10 en 11 oor sy volksgenote wat behalwe vir 'n klein oorblyfsel as volk die boodskap van God se genade in die Here Jesus verwerp het. Hulle glo nie in Jesus as die Messias nie, terwyl die hele Ou Testament gesê die Messias kom, en toe hy kom, verwerp die godsdienstige leiers en die grootste gedeelte van die volk hom. Oor dit getuig Paulus: in my hart ervaar ek ontsaglike droefheid en onophoudelike pyn, Romeine 9 vers 2, en daarom sy gebed in Romeine 10 vers 1, broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Die groot vraag wat Paulus in Romeine 10 vers 14 tot 21 beantwoord is: het die volk Israel die evangelie gehoor? Het hulle dit verstaan? Het die boodskappers met die evangelie, met die goeie nuus by die Jode uitgekom? In Romeine 10 vers 14 tot 21 toon Paulus aan dat die volk Israel die evangelie verwerp het. Vanuit 'n menslike perspektief is die rede hoekom hulle verlore is, hulle het Jesus verwerp. En in vers 13 tot 21 spel Paulus stapsgewys uit wat nodig is vir iemand om verlos te word. Vir Jood en vir heiden. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Paulus spel 5 stappe uit. 'n Prediker moet deur God gestuur word. Die gestuurde prediker moet die goeie nuus verkondig. Die verkondigde goeie nuus moet gehoor word. Die gehoorde goeie nuus moet geglo word. En ware geloof roep God aan vir verlossing. Stuur, preek, hoor, glo, roep God aan. Ons gaan na al 5 stappe kyk en hoe dit van toepassing is op ons as heidene wat tot geloof gekom het en op die volk Israel. 'n Prediker moet deur God gestuur word en hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Geliefdes, die evangelie is God se evangelie. Dis nie ons evangelie nie, dis God se evangelie. Paulus praat van sy evangelie in die sin dat Jesus Christus se evangelie wat aan hom toevertrou is. Hy red en roep en bekragtig mense deur sy gees om sy boodskap van verlossing uit te dra. Dis nie ek primêr nie, sy. God in sy liefde het sy seun gestuur om vir my sonde te sterf, vir jou sonde te sterf. En God in sy liefde red en roep en bekragtig mense om die evangelie van sy seun uit te dra. Daarom roep hy mense. Hy roep hulle. Vir Petrus en Andreas het Jesus gesê, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het nie besluit, hier's Jesus, hy het 'n oulike boodskap, ek gaan hom volg en dan gaan ek dit doen nie. Glad nie. En op Pinksterdag en daarna het God sy apostels toegerus met die Heilige Gees om die evangelie effektief en met krag te verkondig. En daarom Jesus se belofte in Handelinge 1 vers 8 geld ook vir ons wat God roep en stuur. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. En moenie te gou sê God het my nie geroep nie. Dis waar. God roep nie almal voltyds omsendelinge, predikante en evangeliste te wees nie, maar God roep elke gelowige om oor Jesus te getuig, om die lieflike geur van die Here Jesus se verlossing uit te dra. In die geestelike wapenrusting wat elke Christen moet aantrek, Paulus beskryf dit in Efesiërs 6, lees ons as deel van die wapenrusting vir elke gelowige en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Ek onthou jare gelede in die vroeë 90's was ek betrokke by 'n sendingskool
interkerklike sendingskool in Wellington waar ek leraar was, waar ons mense opgelei het om die evangelie uit te dra. En ek onthou goed hoe een kledingdame vir my gesê het, jy het nie nodig om my te leer om vir ander mense van die Here Jesus te vertel nie, ek kan nie stil bly nie. Jesus is vir my te kosbaar, ek moet vertel. 2 weke gelede in Kahukuland het Githe en Kahonekwa, 2 Ovahimba Christen vroue na my gekom met die versoek, jy moet asseblief vir ons 'n voertuig gee, om die evangelie uit te dra na die krale en die klein plekkies waar Ovahimbas nie die Here ken nie. En hulle rede was, die donkies wat hulle gebruik is te stadig. Ek kan net glimlag, want toe sê sy vir my, ons staan bekend as die donkieryers wat die evangelie uitdra. Daar's Githe by haar donkie, wat die evangelie uitdra na ongelowiges. Op hulle laaste uitreik het daar 12 mense tot bekering gekom. Die 2 Himba vrouens. Dra jy die evangelie uit? Vertel en getuig jy van God se goedheid en Jesus se kruisliefde teenoor mense wat vasgevang is in hulle sonde. Hulle weet nie hulle is vasgevang nie. Getuig jy? In jou huis, in jou werkplek, daar waar jy rondbeweeg. In Jesaja 6 lees ons hoe dat Jesaja vir God in sy heiligheid sien, en Jesaja is net bewus van sy eie onreinheid en sonde, en dan vra die Here vir Jesaja, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En na antwoord Jesaja, ek sê toe, hier is ek, stuur my. Moenie vir jouself sê, ek is nie gestuur nie, en daarom bly ek stil. Sê eerder, hier is ek, stuur my na wie u wil, oor die straat, na my buurman, na die kantoor, langsaan, na my kollega, na my man, my vrou, my seun, dogter, familielid wat die Here nie ken nie. Wag tot hulle jou wegjaag, dan jy jou deel gedoen. As die Here Jesus vir jou kosbaar is, sal daar 'n verlange in jou hart wees, dat God jou stuur. Bring ons by die tweede punt, die gestuurde prediker moet die goeie nuus verkondig. En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? Die brandende vraag is hier, watter evangelie word verkondig? Is dit die ware evangelie? God se evangelie? Of is dit 'n evangelie aangepas en wat inpas by 'n moderne kultuur en waardes en norme van ons tyd? Kyk, in ons dag en tyd preek mense die evangelie dat daar sekere sondes is waarvoor die Here Jesus nie gesterf het nie. Hoekom nie? Want hulle glo jy kan daarin leef en nog steeds in hom glo. Dat is 'n valse evangelie. As jy in seksuele immoraliteit leef openlik en jy dink jy kan in Jesus glo, dan glo jy 'n valse evangelie. Want Jesus het daarvoor gesterf en hy moet jou daarvan verlos. Jy kan nie daarin leef en in hom vashou nie. In vers 17 gee Paulus 'n verdere omskrywing van wat die inhoud van die verkondiging is. Hy sê die geloof kom dus uit die aanhoor en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Paulus beskryf die inhoud van die goeie nuus as die verkondiging van Christus. Dis die fokus. Hier moet die prediker fyn trap, dat hy Christus sal verkondig soos wat dit in die Bybel geopenbaar word, en hy mag niks bysit of iets wegvat by wat God geopenbaar het as die evangelie nie. Want die evangelie, die boodskap van God se genade in Christus is groter en heerliker as enige boodskapper. Die boodskapper moet verdwyn agter die boodskap van die heerlike evangelie. As die boodskapper sentraal staan, moet jy weet daar's fout. Gaan oor Christus. Paulus noem dit die boodskap van die kruis, en daarom skryf Paulus, ons verkondig Christus, wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir ander is dit onsin. As jy nie glo nie, is dit vir jou onsin, jou oë is toe. Mag God jou oë oopmaak. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Die evangelie is net die krag van God, wat Jood en heiden kan verlos as dit onvervals en suiwer verkondig word. Dis nie die evangelie van 'n gekruisigde en 'n opgestaane Christus in al sy volheid, wat 'n sondaar in sy verdorwenheid en sonde kan verlos. En as die prediker 'n ander Jesus verkondig, as geopenbaar in God se woord, speel hy met vuur. Hy gaan voor God staan.
Daarom Paulus se waarskuwing in Galasiërs 1 vers 9, as iemand aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Dis nie Ou Testament nie, dis Nuwe Testament. Verkondig 'n ander Jesus as wat die Bybel verkondig en God se vloek sal jou tref. Daarom as jy preek, moet jou broek bewe. Dit bring ons by die volgende stap om verlos te word. Die verkondigde goeie nuus moet gehoor word. En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hierdie punt is baie belangrik. Mense kan hoor, en dis die belangrikste, maar nie hoor nie. 'n Woord wat op dowe ore val. Hoekom? Verskillende redes. 'n Valse evangelie, wat jou blind maak vir die ware evangelie, wat Jesus aanbied op 'n sekere manier waar dit net gaan oor myself, my behoeftes, my begeertes en nie oor hom nie. 2 harte in beslag geneem deur plesier, bekommernis, verleiding van sonde, raak doof vir God se woord. Miskien sit jy vanoggend hier en jy is doof vir God se woord. Dit is net God se genade wat jou oë kan oopmaak. En derdens, 'n harde hart, verhard deur hoogmoed en opstand. Daar's niks wat God so haat soos hoogmoed nie. In die oomblik as iemand hoogmoedig is, dan verhard sy hart, behalwe as God dit stikkend breek. Dan is my hart gesluit. Hoogmoed sluit my hart. En dan steel die duiwel God se woord voordat dit ingang vind. Daarom dan ook die implisiete vraag by Paulus oor sy verlore volksgenote, het die volk Israel die evangelie gehoor? Het hulle dit gehoor? In Romeine 10 vers 16 tot 21 wys Paulus dat die volk Israel, sy Joodse volksgenote van sy tyd, hulle self glad nie kan verontskuldig nie. Dat hulle nie die evangelie gehoor het nie. Hoekom nie? Die apostels het die evangelie heel eerste aan die Joodse volk verkondig. Op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees is die evangelie verkondig aan al die Jode in Jerusalem en die wat afkomstig was vanaf Mesopotamië, Kappadosie, Asië, Egipte en Libië, en die Here het hulle die gawe gegee om in die tale van hierdie mense te praat. En daarna het Petrus en Jakobus in Jerusalem die evangelie verkondig totdat die Jode hulle daar vervolg het en uitgedryf het. En Paulus het nie nagelaat om in die destydse bekende wêreld die evangelie eers in elke Joodse sinagoge te verkondig en daarna het hy na die heidene nasie gegaan. En sy erge vervolging was onder die hande van die Jode. Daarom dat Paulus met reg skryf, nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Net enkele van sy Joodse volksgenote het in Jesus geglo. En Paulus haal dan Jesaja aan. En Jesaja vra immers, Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Nou reeds in Jesaja se tyd was die Jode se ore gesluit vir God se boodskap van verlossing. En Paulus haal spesifiek Jesaja 53 vers 1 aan te toon dat Jesaja se profesie oor die lydende Messias, wat jy almal baie goed ken, Jesaja 52 tot 53, nie deur die volk aanvaar sou word nie. As ek nou na Jesaja toe gaan, dis wat Paulus aanhaal in Jesaja 53 vers 1 staan daar, wie het geglo wat ons gehoor het? En dan verder, volg Jesaja se profesie oor die Messias wat die Jode nie sou glo nie. 700 jaar voor Christus, akkuraat voorspel. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk het was op hom en deur sy wonde is daar vir ons genesing. En die Jode het dit nie geglo nie, alhoewel dit opgeteken was in die Ou Testament. Wat sê Paulus eintlik? Dat Jesaja reeds voorspel het dat die Jode as volk nie sou glo nie. En in Johannes 12 vers 37 tot 38 skryf Johannes ook dat die Jodese verwerping van Christus, terwyl hy geleef het, 'n vervulling is van Jesaja 53 vers 1 en 2 wat ek sopas aangehaal het. Daar lees ons, skryf Johannes, hoewel Jesus so baie tekens in hulle teenwoordigheid gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord wat die profeet Jesaja uitgespreek het vervul kon word. Here, wie het ons boodskap geglo? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Die arm van die Here is sy krag. Dit is geopenbaar aan die Jode.
Hulle het nie geglo nie. Soos wat die Joodse leiers en die Fariseërs Christus verwerp het, het die Jode Paulus se evangelie verwerp. In vers 18 bevestig Paulus dat die Jode geen verontskuldiging het nie. Daar vra hy weer, ek vra egter, het hulle dit dan nie gehoor nie? Daar antwoord Paulus, en gebruik die woorde van Psalm 19, om aan te toon dat die evangelie wel by die Jode uitgekom het. Psalm 19 gaan oor die skepping. Hy sê inderdaad, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot by die uithoeke van die bewoonde wêreld. Die punt wat Paulus hier maak is dat soos wat die heerlikheid van die skepping sigbaar is vir die ganse mensdom. As jy uitstap en jy kyk in die blou lig en die son en die maan en die sterre en jy dink dit het toevallig ontstaan, dan is jy dwaas volgens Psalm 14, Psalm 10. En soos wat die skepping sigbaar is vir alle mense, so die evangelie sigbaar en hoorbaar geword vir Jode wat versprei was oor die destyds bewoonde wêreld. En in vers 19 antisipeer Paulus die volgende vraag wat sy hoorders kon vra, maar dalk het hulle die evangelie gehoor, maar nie verstaan nie. Sê hy, ek vra weer, het Israel dit dan nie verstaan nie? Dan wys Paulus dat Moses in Deuteronomium reeds, eerste 5 boeke van die Bybel, reeds voorspel het, dat God se volk Israel, aan wie God homself geopenbaar het, vir wie hy sy wet gegee het, nie sal glo nie, maar dat die heidene sal glo. Hulle wat onkundig is, geen begrip het nie, geen kennis gehad het van God se openbaring nie. Paulus haal aan, hy sê, eers sê Moses, ek gaan julle jaloers maak op mense wat geen volk is nie, oor 'n onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. Moses voorspel reeds in Deuteronomium, dat God die Jode jaloers sou maak op die heidene wat God se volk sou word, reeds in Deuteronomium. In Deuteronomium 32 vers 21 lees ons, en dit is wat daar geskryf staan, wat Paulus uit aanhaal, hulle het my ontstel met nie gode, dis die volk, Moses skryf dit, my uitgetart met hulle nietige afgode, ek gaan hulle ontstel met 'n nie volk, met 'n dwaase nasie gaan ek hulle tart. Omdat die Jode die ware God verruil het vir nie gode, gaan die Here die heidene, wat nie God se volk is nie, en in die oë van die Jode dwaas is, God se volk laat word, om die Jode jaloers te maak. So Paulus sê vir hulle, Moses het al daaroor geskryf. Heidene wat in Jesus glo, het die Jode verder verblind, omdat die Jode deur die eeue in hoogmoed neergesien het op die heidene. En deur hulle trots en hoogmoed was hulle harte verhard. En was die Joodse leiers in Jesus en Paulus se tyd blind vir die profete se duidelike voorspellings. En dis die ander ding, as jy deur die Ou Testament gaan lees, en ek kan vir jou teks op teks gee, duidelike voorspellings dat God se verlossing ook na die heidene nasies sal gaan. Jesaja 49, een voorbeeld. Die Here het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Die Jode was blind daarvoor. Paulus gaan verder, en dan haal hy Jesaja 65 vers 1 as profesie aan te toon dat die heidene vasgevang in sonde en onkunde, en wat niks verstaan nie, en hulle het ook nie na God gesoek nie, maar wanneer hulle die evangelie hoor, dan glo hulle dit. Maar die Jode wat alles het, wanneer hulle die evangelie hoor, as volk, glo dit nie. Hy haal vir Jesaja aan, en Jesaja gaan self so ver om te sê, ek is gevind deur diegene wat nie na my gesoek het nie. Ek die evangelie in die Himbas gaan verkondig, hulle het nie na God gesoek nie. Maar dan, deur die kragtige werking van die Gees, gaan hulle oop en daar is sonde oortuiging, hulle bly hulle sonde, hulle breek daarmee, hulle kom na die Here Jesus toe. Dan gaan hulle oop, maar die Jode wat al die kennis het van die Ou Testament, hulle glo nie. Ek het verskyn aan diegene wat nie na my gevra het nie. Dan haal Paulus Jesaja 65 vers 2 aan as profesie, dat die Jode wat God se wet het, en aan wie God homself geopenbaar het, die evangelie van wie hulle harde harte en hoogmoed verwerp het.
ten spyte daarvan dat Paulus by elke geleentheid die Jode gesmeek het om Jesus as Messias en koning te aanvaar. Gelees maar deur Handelinge, Paulus praat met hulle, hy smeek hulle, en dan word hy vervolg, dan hits die Jode die mense aan om hom te vervolg. Daarom lees ons in vers 21, maar van Israel sê hy, dis Jesaja, Paulus al aan, die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na 'n ongehoorsame en opstandige volk. En hulle het nie geglo as volk nie. Daar was enkeles wat geglo het, die oorblyfsel. Geliefdes, vandag nog steek God sy hande van genade uit om opstandige sondaars te red, maar baie verwerp vir Jesus. God se hart om die evangelie van redding by sondermense uit te bring, moet ook my en jou passie wees. Paulus het God se uitverkiesende liefde en genade van almal die beste verstaan, want hy skryf die meeste daaroor. Maar Paulus het ook die misterie, die geheimenisvolle parallelle waarheid verstaan dat God se uitverkiesende genade nie die mense persoonlike verantwoordelikheid en geloofskeuse wegneem nie. Die Jode gaan dus verlore omdat hulle vanweë hoogmoed en harde harte Jesus Christus verwerp. Dis wat Paulus in Romeine 10 sê. En daarom was Paulus volledig in beslag geneem, al weet hy dat God deur in sy genade mense roep, kies en red, was hy volledig in beslag geneem deur die evangelie van Jesus Christus en het hy alles probeer van sy kant af om mense te red. Want hy het geweet, net die evangelie kan mense se harte verander wanneer God deur sy gees werk. En daarom wou Paulus die evangelie van Jesus ten alle koste, eers by die Jode, maar ook by alle mense uitbring. In 1 Korintiërs 9 getuig Paulus van hierdie passie vir die evangelie, wat hom as te ware verteer. Hy sê, wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Ek het nie 'n keuse nie. In 1 Korintiërs 9 vers 19-20 sê, ek het almal as 'n slaaf geword om soveel mense as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. In vers 22-23 sê hy, vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword sodat ek ten minste sommige kan red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie. Is dit hy wat hulle red? Nee, God. Maar hy doen alles in sy vermoë van sy kant af om die evangelie by mense uit te bring. Deur Paulus steek God sy hande van genade uit aan die Korintiërs. Daarom lees ons in 2 Korintiërs 5:20. Dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Geliefdes, ons as kinders van God moet alles in ons vermoë doen dat mense die evangelie sal hoor, want dis al wat mense kan red. En Paulus is oortuig dat die Jode, sy volksgenote, die evangelie gehoor het. En dit bring ons by die 4de punt. Die gehoorde nuus moet geglo word. En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? Nou 4 weke gelede het ons stilgestaan by ware reddende geloof. En Paulus vat dit alles saam in 2 verse. Romeine 10 vers 19, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word, want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar en met die mond bely ons en word so verlos. Nou ons gaan dit nie vandag weer behandel nie, ek het dit toe volledig behandel. Uit 'n ander hoek wil ek net 3 elemente van ware geloof uitlig. Kennis, vertroue, belydenis, inhoud, wese, die vrug van geloof. Kennis, ek aanvaar dit as die waarheid dat die Here Jesus gesterf het vir my sonde, uit die dood het opgestaan het. Ek vertrou volkome op sy kruisdood en opstanding as 'n versoening vir my sonde om my te verlos van God se oordeel. Ek bely die Here Jesus as koning en Here om hom te aanbid en lief te hê en te dien. Hierdie 3 is 'n onlosmaaklike eenheid, dieselfde vir Jood en vir heiden. En Paulus se hartseer is dat die oorgrootste meerderheid van die Joodse volk die Here Jesus verwerp en nie glo nie. Geliefdes, ook ek en jy moet die evangelie wat ons al oor en oor gehoor het, glo, en dit moet 'n hartbelydenis word van ons lewe. Jesus is die Here en die Koning.
Anders sal die 5de stap, wat Paulus noem, nie vir ons 'n werklikheid wees nie. Kan nie net in my kop wees nie, my lewe in beslag neem. Wat is die 5de stap? Ware geloof roep God aan vir verlossing. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? Hoekom noem Paulus dat God aangeroep moet word vir verlossing, nadat jy tot geloof gekom het? Elkeen met die naam van die Here aanroep, sal verlos word, sê hy in vers 13. Word ons dan nie geregverdig deur geloof alleen nie? Hoekom aanroep? Paulus is duidelik daaroor, baie duidelik. Ons word regverdig verklaar deur geloof alleen. In Romeine 8 vers 28 kan jy gaan lees. Maar aanroeping dui op die gelowiges se totale ervaring van verlossing in meer as een situasie. En as jy 'n kind van God is, dan moes jy dit al in jou lewe meer as een keer ervaar het. Dit sluit in die sondaar se verlossing van die skuld en die mag van sonde. Wanneer hy tot geloof kom, dan roep hy God aan. Dit sluit in die verlossing uit versoekings en beproewings wanneer die gelowige God aanroep. En die klimaks van verlossing wanneer gelowiges met Christus se wederkoms God in geloof sal aanroep en verlos sal word van God se oordeel. Dis die belangrikste. En die hel se vuur op die laaste dag. Ons word geregverdig deur geloof alleen, maar in ons lewens as gelowiges sal ons telke male in duisende situasies vir God in geloof aanroep vir verlossing en uitkoms omdat ons glo. Jy roep nie aan sodat jy kan glo, jy roep aan omdat jy glo. Dis 'n kenmerk van ware geloof. God se kinders wat hom aanroep en so sy uitkoms en verlossing beleef. En daarom is daar vele getuienis en beloftes in die Bybel wat ons aanspoor om God aan te roep in ons nood. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor en sy nood sal ek by hom wees. Dawid se getuienis in Psalm 18. Bande van die dood het my omsluit, vangstrikke van die dood het my ingewag, in my benoudheid het ek na die Here bly roep, in sy paleis het hy my stem gehoor. Ken jy dit, geliefdes? Ware gelowiges ken dit almal. Kan jy ook getuig van die uitkoms wat die Here vir u gegee het, omdat u hom aanroep? Ongelowiges roep ook soms die Here aan. Hoe doen hulle dit? Hulle gebruik die Here Jesus se naam as 'n stopwoord. Gaan kyk maar Netflix, dan sien jy dit. Of soms wanneer hulle in 'n vliegtuig sit en hulle gaan deur 'n lugbabbel en hy val, dan roep hulle God se naam uit. Of wanneer daar 'n krisis is. Maar dis net vir 'n oomblik. Ons ken almal die belofte. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Kan ongelowige wat nie in Jesus glo nie ook die belofte gebruik? Hoor wat sê die Here net in die volgende vers. Maar vir die goddelose sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy op my verbond, jy wat 'n afkeer het van wat ek jou leer en jy nie steur aan wat ek sê nie. Ek eis rekenskap van jou. Julle wat nie met God rekening hou nie. Jy kan nie God aanroep as jy nie nood is, as jy nie in hom glo nie. Ongelowiges kan egter tot God roep om genade, om verlos te word. En baie keer gebeur dit eers nadat hulle self so vasgeknoop het in sonde, dat die ellende en die vasgeloop het van hulle sonde, hulle lewens amper vernietig. Dan sal hulle in nood tot God roep om verlos te word. Maar eers dan, baie keer los God hulle, sê hulle wil red, hulle self verder en verder vasknoop. Psalm 107 getuig daarvan. Partye dwaas opgetree en deur hulle rebelse optrede, hulle sonde het hulle in die ellende beland. Hulle het by die dood omgedraai, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle ellende. Hy het hulle met 'n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. God is 'n genadige God en hy kan enige sondaar red. Wat 'n getuienis van die krag van die evangelie wanneer sondaars God in geloof aanroep. Ons ken almal mense, verstrengel in en deur hulle eie sonde, wat Jesus verwerp en hulle self regverdig en dink hulle is okay. En voortploeter in hulle ellende wat afstuur op God se oordeel. Bid,
As jy sulke mense ken, bid, dat God hulle in sy genade sal wakker skud en oortuig van sonde, sodat hulle in geloof na God sal uitroep, al is dit soos iemand wat om redding roep net voor hy verdrink. Dis soos die misdadiger aan die kruis. Ek sluit. Die konteks van Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word, wat Paulus in vers 13 aanhaal, vind ons in Joël 2, waar Joël die dag van die Here beskryf wat kom. En die dag van die Here wat hy beskryf is die vernietiging van Jerusalem, die Babiloniërs lê voor die deur. En Joël beskryf dit as 'n dag van duisternis, donkerte, vuur en vlam, en dan sê hy, voorwaar die dag van die Here is groot, uitermate verskriklik, wie kan dit verduur? In Jerusalem en die tempel is afgebrand. Joël roep die volk op tot berou en bekering. Hy sê, want daar is steeds hoop. Hy sê selfs, nou, keer terug na my, skeer julle harte en nie julle klere nie, draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig. En soos wat Joël se profesie groei, kom jy agter, hy praat nie net meer van die dag van die Here wat Jerusalem betref nie. Hy sien die dag van die Here in die verre toekoms met die Here Jesus se wederkoms, eeue na Jerusalem se vernietiging. En dan lees ons in Joël 2:30 tot 31, en Jesus haal dit ook aan, ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke, die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. En dan die klimaks, die teks wat Paulus aanhaal. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op daardie dag, in geloof, met vreugde, die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg, in Jerusalem, en dan die hemelse Jerusalem, sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Op daardie dag, sal daar vir jou uitkoms en verlossing wees, as jy die Here se naam in ware geloof aanroep. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord. U woord wat ook is soos 'n tweesnydende swaard. U woord wat skeiding maak tussen gewrigte en murg en ons gedagtes bloot lê en ons oë oopmaak dat ons soos Jesaja sal uitroep, ek is onrein want ek staan voor 'n heilige God. Ons bid dat u kragtig deur u woord sal werk ook in hierdie oggend, deur die Gees. En mense se oë sal oopmaak vir hulle eie hoogmoed, hulle eie arrogansie, en dat hulle in nederigheid sal kniel sodat hulle ore kan oopgaan vir die genade van God in Jesus Christus. Ja, Here, ons dankie vir u woord en ons bid dat u kragtig sal werk in en deur ons lewens en dat u vir ons getuie sal maak vir u. Dat ons met vreugde sal getuig van Jesus Christus elke dag. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.